Die tweede rede waarom Jesus so spesifiek is dat ons met honger en dors vir dit wat in sy oë reg is hy leer ons om nie te skik nie. Skik is net 'n mooi Afrikaanse woord vir settle. Hy leer ons om nie te settle vir enigiets anders as wat reg is in sy oë. En hier is die heel eerste probleem met vertroue. Kom ons wees gou reël met mekaar. Vertrou jy regtig dat God jou diepste hartsverlange kan bevredig? Of settle jy gereeld vir tweede beste? Marius, goeienaand Oase gemeente. Goeienaand. Soos wat Marius gesê het, my naam is Johan. Ek gaan die formalities skip, dis die onbelangrikste. Ek het eers 'n confession om te maak, en voordat ek bely aan jou, kan jy my dalk help om net te dink hoe jy is wanneer jy honger is. Die confession wat ek wil maak aan jou is, my naam is Johan en soms raak ek hangry. Dit is wanneer jy woede en hongerte saam kry. Wanneer jy angry en hungry op dieselfde tyd is, dan word jy hangry. Ek het altyd gedink, is net my vrou wat hierdie probleem het. En toe het sy my aangesteek. Nou het ek 'n akute geval. En ek word ook bietjie buite myself soms, wanneer ek regtig honger is. Dis snaaks, nê? Hongerte demand aandag. Ek sien hierso is 'n kleintjie. Wat is die kleintjie se naam? Eliana. Hoe oud is Eliana? 9 maande. Ja, dis perfek vir die illustrasie. Klein Eliana laat haar liewe ouers vinnig weet wanneer sy honger is. Maak nie saak wat die tyd van die dag het is nie. As daai ou 9 maande oue babietjie honger of dors is, dan verg dit onmiddellike aandag. Jy kan nie 2:00 die oggend vir daai arme kindjie 7 habits of highly effective eating leer. Sodat sy haar impuls van honger te beter kan beheer nie, is dit? Het jy al getraai? Jy sien nou honger nie, sjoes. Draai gou om, slaap 'n bietjie verder. Papa is nou moeg, hoor? Nou ja toe. En dan slaap almal mos nou lekker verder in die huis, halleluja. Hongerte is iets wat onmiddellik aandag verg. Anders verander dit ons. Het jy al ooit 'n nuwejaarsvoorneming gemaak? Hierdie jaar eet ek reg. Totdat jy honger is en die naaste plek wat vir jou kos kan gee is 'n samosa of 'n donut. Dan vat jy al 2. Die donut is om die brand van die samosa weg te vat. Hongerte verander ons perspektief. Dit verander ons optrede. In party gevalle sommer ons persoonlikheid. En Jesus praat van hongerte. En hy praat van dors. En jy kan saam met my blaai na Matteus hoofstuk 5 vers 6. Jesus maak 'n massive stelling. Hy sê, gelukkig is die. Nou kom ons stop net gou daar. Wie van julle sal like
om oor die algemeen, as jy eendag terugkyk na jou lewe, te sê, oor die grootte meerderheid was ek gelukkig in my lewe. Wie sal so 'n tipe lewe wil hê? Nou, Jesus gee, hier is die bergpredikasie en jy kan vir huiswerk gaan lees. Dit word die Beatitudes genoem in Engels. En hy gee 'n klomp wenke oor hoe 'n mens 'n gelukkige, 'n vervulde, 'n vol lewe kan leef in die koninkryk van God. Maar een van die goed wil ek net by staan vanaand. Gelukkig is die wat honger en dors na wat voor God reg is, want hy sal hulle hartsverlange bevredig. Nou, dit is 'n huge stelling om te maak. Wie van julle het hartsbegeertes? My seun verjaar oor 6 dae. Sy hartsbegeerte is 'n Hilux. Jy lag, hy is baie ernstig. As ek vir hom lag, dan vra hy vir my, wat so snaaks? Maar Jesus, want hier is nie iemand anders wat praat nie, dis nie Lukas wat skryf nie, dis nie Paulus wat skryf nie, dis nie Petrus wat skryf nie, dis nie Jakobus wat skryf nie, dis nie Salomo wat iets in sy hart voel, of sê, hier is Matteus wat Jesus se woorde aanhaal. Hy sê, gelukkig is die wat honger en dors na dit, wat in God se oë, wat voor God reg is, want hy sal hulle hartsverlange bevredig. Maar wat as klein Joel, dis my seun, soos Joel Stransky. Almal dink dis die klein profeet in die Ou Testament. Hoekom kan dit nie beide wees nie? Wie van julle weet dat ons mag dikwels dink dis 'n Hilux, maar God weet regtig. When push comes to shove, gaan klein Joel die liefde van sy pa en sy ma enige tyd vat bo die Hilux. Amen. So hierdie skrif leer ons nie, en God sal vir jou gee presies wat jy op jou lysie plaas. Dis nie wat die skrif sê nie. Wat jou hart na verlang, dit gaan hy bevredig. Nou Jesus, jy moet verstaan, hierdie ou was brilliant in wat hy gedoen het. Kan jy net gou vanaand net saam met my backtrack? Jesus, toe hy 12 jaar oud was, toe is hy bietjie stout, toe hardloop hy weg, sy ma en sy pa. Hulle gaan bietjie stad toe, Jerusalem. En toe hulle hom kry, is hy in die tempel. In die huis van my vader, het hy dit genoem. En hy was besig om te sit en te luister. Jesus, die seun van God, gebore uit die maagd Maria, hy moes geweet het. Hy moes geweet het, daar is hierdie calling op sy lewe. Sy ma moes hom vertel het. Uit al die goed wat ek al aangevang het in my lewe, glo my ma nog steeds ek is die beste. Dis 'n ma se job. Sy skree nou en cheer later. Dis hoe dit werk. Stop dit, maar jy is die beste. Dit is die tension van enige ouer. Maar Jesus,
alhoewel daar baie movement in sy binneste was, alhoewel hy hierdie groot trek gehad het, en hy het geweet daar's 'n calling op sy lewe, het hy 30 jaar gewag voordat hy begin bedien het. Intussen het hy meubels gemaak. Familiebesigheid. Sy pa was 'n skrynwerker. Imagine gehou, jy's die seun van God, jy het hierdie massive calling op jou lewe, en nou is jy besig om die ryk oom in die dorp se tafel af te skuur. En Jesus word gedoop. Net voor hierdie deel wat hy preek. Net voor hierdie gedeelte word hy gedoop. En net nadat hy gedoop is, gaan die hemel oop. En daar's 'n duidelike stem uit die hemel wat almal kan hoor wat sê, hierdie is my seun. This is my son in whom I am well pleased. En dan kom 'n duif. En sit op sy skouer en almal soos, wow. Dis cool. En die Heilige Gees lei hom na 'n groot platform, 'n stage waar hy 'n altar call maak en duisende mense kom tot bekering. Nee, die Heilige Gees lei hom in die wildernis in die woestyn. What a start to ministry. Maar hy preek hier, deel hy met die mense iets uit persoonlike ervaring uit. Want terwyl hy in die woestyn is, vas hy vir 40 dae en 40 nagte. So daar's niemand anders wat beter verstaan wat honger is en wat dors is. Nommer 1 het hy 'n persoonlike, emosionele, geestelike honger gehad om te bedien, om te gee, om hierdie calling te begin uitleef, maar fisies, weet hy ook presies wat dit is om honger te wees. En om dors te hê. So, hy gebruik baie spesifiek, gebruik hy hierdie woorde, honger en dors, na dit wat voor God reg is. Hoekom? Ek is seker Jesus, ek was al, is die enige mense in hulle vroeë 20's? Hande op, come on. Is daar enige mense in hulle 40's? Lag jy vir die begeertes wat jy gehad het in jou vroeë 20's? Ek en my vrou, kom ek wees net gou 'n bietjie transparant met julle. Ek en my vrou, ek voel so skaam om dit te sê. Maar jy weet, voordat ons kinders gehad het, het ons interessante goed gesê. Ons het 2 hondjies gehad en gesê, ag, weet jy, ons is reg om kinders te hê. Want hierdie 2 jokkies, hulle is soos kinders in ons huis. En ons is baie streng met hulle. Hulle roel nie ons lewe nie. So as ons 'n kind gaan hê, daai kind gaan maar net aanpas by ons. Ons daai kind moet weet wie is die pa en wie is die ma in hierdie huis. Ja, famous last words. Is dit nie? Ek en my vrou het so gejudge in restaurante. Ja, kyk hy iPad. Eerlikheid, kan hierdie, ja, weet jy vandag se ouers, nê? En dan ewe skielik begin jy verstaan wat Paulus sê, alles wat ek wil doen, dit doen ek nie. Alles wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hy was nie eers 'n ouer nie, maar hy het die wysste woorde van ouerskap geskryf. Jesus moes hierdie groot drome en ambisies vir homself gehad het.
Hy was 'n mens. Hy was in die swak deel van die dorp gebore. Mense, soos bad. Hy moes 'n hongerte, hy moes 'n begeerte gehad het. Wat sy ego gevul het. Wat sy menslikheid gepromote het en geboost het. En ek dink dis waarom God terughou het, dat hy eers hier by 30 rond begin minister het, maar dis nie teologies enigsins bewysbaar nie. Ek dink net God is baie wys. Maar dis hierdie, jy moet verstaan, hierdie Jesus het die regte goed gegaan in die lewe. Hy het geweet wat dit is om te wag. Hy het geweet wat dit is om te voel ek het die potensiaal, maar niemand wil my promote nie. Hy het geweet wat dit behels om al die kennis en al die insig en al die wysheid te hê, maar nog nie gereleased te word nie. En dis hierdie Jesus wat sê, geseënd is die, gelukkig is die, wat honger en dors vir dit wat reg is voor God, nie wat reg is voor jou nie. Nie wat reg is voor mense nie, maar wat reg is voor God. En net gelukkig is die wat honger en dors wat reg is voor God, want hulle hartsbegeertes hulle hartsverlange sal bevredig word. So, daar is ons 'n belofte en 'n blessing. Nou, wat vir my baie interessant is Jesus in hierdie kort gedeeltetjie leer vir ons 'n paar baie belangrike goed. En die eerste ding wat hy ons aandag na toe draai, is wees versigtig waarmee jy jouself voer. Dit is baie belangrik. Die vyand is die vader van die leuen. En een van die grootste taktieke van die duiwel is nie dat jy 'n kat moet slag en bloed drink. Maar is dat jy net van die waarheid afwyk. Dat jy eerder vat wat aanloklik lyk en nie wat reg is vir God nie. Dat jy eerder jouself bevredig as wat dit wat reg is voor die Here. Dat jy eerder doen wat reg lyk vir jou in hierdie oomblik as om God te consult oor wat reg is vir hom. Dis waarin die vyand baie goed is. En het jy al agtergekom, ek weet nie waar is my foon nie, waar is jou foon? Gee my jou foon. Het jy al agtergekom, ek weet nie watter platforms jy geniet nie. Ek is nie groot op social media nie, ek hou van Otto Trader en Property 24 en ek koop nooit niks nie, maar ek kan vir jou sê wat dit kos. Ek kan 'n bargain spot, ek weet nie hoekom nie, ek is net so gewaier. Alright, kyk net die mooi. Ou Marius. Alright, wat ook al jou preference is, of dit nou Facebook is, of Instagram is, of TikTok is daar nog? Ja, Yaga. Pre-loved. Maar het jy al agtergekom dat die main gedeelte wat jy na kyk word 'n feed genoem? Jy ooit gewonder hoekom word dit 'n feed genoem? Want dis waarmee jy jouself voer. Het jy al ooit in die aand baie laat gelê en skraal, want jy wil net nie hê die werk moet môre begin nie. En nadat jy geskraal het, voel jy so
gevul met die Heilige Gees. Jy voel so positief oor wat in hierdie wêreld aan die gang is. Man, jy kan net nie glo in wat 'n goeie toestand die land is nie. Jy kan net nie glo in wat 'n goeie toestand die paaie is nie. Jy kan net nie glo polities hoe sterk hierdie wêreld heen op pad is na dit wat goed en reg voor God se oë is nie. Halleluja! Het jy al ooit so gevoel nadat jy geskrol het? Jy sien, sonder dat ons weet, eet ons. En wat die vyand baie goed mee is. Sorry, daar kon nou wakker geskree. Net die klankmanne, hulle kry nooit die levels reg nie. Hulle ek joke. Het jy ooit agtergekom dat wat ook al God vir ons gee om te eet, bevredig en versadig ons. Ons het genoeg gehad. Wat ook al die vyand vir ons bied, hou ons honger. Wat ook al die vyand bied, is geskep om jou te laat voel, ek soek nog. Wat ook al jy inneem, wat jou laat voel jy soek nog, is geskep deur die vyand as 'n lokval, om jou weg te hou van dit wat goed is, voor God se oë. Want God terg nie. God speel nie. Wanneer God gee, is dit genoeg om jou te sustain vir dit waarvoor hy jou roep. Hy terg nie. Wat ook al die vyand vir ons bied, laat ons voel, ek het nie genoeg nie. En dan gaan hy 'n bietjie dieper. En wanneer ons lank genoeg voel, ek het nie genoeg nie, dan begin ons glo, ek is nie genoeg nie. En dan, hoe langer ons op dit beginne hang en beginne staan, dan voel ons, maar my kombuis is ook nie groot genoeg nie. My kar is nie genoeg nie. Nou luister, ek love 'n groot kombuis. En ek wil hê, jy moet 'n groot kombuis hê. Ek is nie een van daai pastore wat dink al die Christene moet krepeer. Maar hier is nie een van daai preke nie. Maar die vyand laat ons aandag afdwaal deur ons honger te hou, ons soekend te hou vir dit wat ons nooit gaan bevredig en ons hartsverlange gaan bevredig nie. Wil ek 'n Hilux vir my seun hê? Hels ja. Is dit goed vir hom om op sy 6de verjaarsdag een te kry? Nee. En ons lag vir hierdie simpel voorbeeld, maar hoe skuldig is ons nie aan dieselfde onvolwasse denkpatroon wat ons dikwels volg met God nie. Baie van ons is al vir 20 jaar 'n Christen, maar ons het nooit verby die eerste jaar van volwassenheid gegroei nie. So ons is al vir 20 jaar 'n 1 jaar oue kind van God. Ons sit nog so, jy het al begin vir 'n kind solids gee. Hulle stoot net alles uit met daai tong. Jesus, ek kan nie. Sies man.
En dan verwag ons sekere goed van God. Myne. En daar soos 'n gedeelte in Johannes hoofstuk 4. Jesus en sy disippels is besig om te travel. Hulle is besig om te reis. Die disippels gaan in 'n dorp in, vir wat? Om kos te gaan kry. Hulle is honger en dors. Jesus sê, ek beweeg so lank aan na die volgende dorp, terwyl julle gaan kos kry. Jesus weet, hy het 'n afspraak met 'n vrou, wat 'n hongerte in haar lewe het. Nou, die vrou was bietjie stout. Sy was soort van almal se vrou in die dorp. If you catch my drift. Sy het nie 'n baie goeie reputasie gehad nie. En is interessant, jy moet asseblief gaan lees die hele hoofstuk 4 van Johannes, incredible. Maar daar's 'n gedeeltjie, ek dink is vers 8, maar ek mag verkeerd wees, waar daar staan, dit was 12 uur die middag. Nou aanvanklik dink jy, dis random, thanks Johannes. En dis nou 11 minute oor 7, I mean, thanks. Tog ons deel nie die tyd hier met mekaar. Maar ons 'n spesifieke rede hoekom hy dit skryf. Want die vrouens sou uit gewoonte uit, omdat dit so warm word deur die dag, en hulle sou die water self dra na die huis toe. Hulle moes dit gaan haal by die put en dan dra terug dorp toe. Sou hulle dit vroegoggend doen, sodat hulle die take sou kon doen met die water reeds daar, maar ook dat dit nie te warm is wanneer hulle dit hoef te dra nie. En sy is nie saam met die res van die vroue van die dorp daar nie. Want sy het 'n hongerte en 'n begeerte na iets wat nie reg is voor God se oë nie. En die oomblik wanneer ons dit 'n gewoonte in ons lewe maak, dan kom die vyand en hy gooi 'n groot las op ons, wat ons begin dra, en ons noem dit skaamte. Van die tuin van Eden af, is dit die eerste resultaat van sonde, skaamte. Skaamte. En sy dra 'n baie swaar gewig van skaamte, soveel so, dat sy niemand in die oë kan kyk en in die kultuur van die dorp eers kan funksioneer, om vroegoggend te gaan saam met die res nie. Sy wag vir die onmoontlikste tyd van die dag. Sy punish haarself. Deur eerder in die warmste tyd van die dag te gaan water haal. Want iets in haar sê, jy kan nie so aanhou leef nie. Maar dit wat sy haarself mee voer, in haar geval is dit mans. Sy dink mans gaan haar hartsverlange bevredig. Vir party van ons is dit alkohol. Vir ander van ons is dit nikotien. Vir ander is dit pornografie. Vir ander is dit woede. Jy kort net daai vinnige uitbarstingkie dat jy voel jy is weer in beheer. Ons almal het hierdie gewoonte om te gaan eet van dit wat ons nie kan bevredig nie. Wat ons nie kan vervul nie. So voordat jy hierdie stoute tannie judge, ons almal het 'n ding. Ons almal het 'n gewoonte. En Jesus ontmoet haar. Hy het 'n afspraak met haar in hierdie tyd wat sy nie veronderstel is om water te gaan kry nie. En hierso, Jesus antwoord haar: elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors word.
Jesus is slim. Hierdie ou is so great. Hy sê, almal wat iets van hierdie wêreld consume. Want wat hierdie wêreld vir jou bied, is gedesign om jou honger te hou. Dis gedesign om jou dors te hou. Dis gedesign om jou onvervuld te los. Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors word. Wie egter van die water drink wat ek hom gee, sal nimmer as te nooit weer dors word nie. Die water wat ek vir hom sal gee, sal 'n fontein in hom word, waarvan die water vir altyd sal bly opborrel. In Johannes 7 vers 38, dan verwys Jesus terug na 'n Ou Testament profesie en sê, die wat in my glo, hulle sal soos strome van lewende water sal uit hulle binneste vloei. Met ander woorde, die bron is onuitputbaar. Die bron is onuitputbaar. Wie ook al honger en dors na dit wat voor God reg is, hulle hartsverlange sal bevredig word. Nou, hierdie chick, sy leef in soveel sonde. Jesus het 'n woord van kennis oor haar lewe en sê, waar's jou man? Sy sê, nee, het nie so ietsie. En hy sê, jy het nie gejokkie, dis waar. Die man by wie jy bly is nie getroud aan jou nie. En jy het 5 voor dit ook al gehad. Maar obviously, hulle was die probleem. En hulle het hierdie mooi moment en Jesus bedien haar toe en na hierdie oom, even in die sonde probeer sy Jesus nogals laat glo sy is religious. Sy sê, gaan lees dit net asseblief, dit is 'n incredible hoofstuk, maar ek wil nie te veel hierop hamer nie. Maar sy sê nog, ja nee, my voorouers, my voorvaders, hulle het op die berg, jy weet, gaan aanbid en ek gehoor, hulle gaan kerk, jy sy try soos hierdie ou impres. Is dit nie wat ons try doen nie? Jesus bied vir ons alles wat ons nodig het en ons is soos, ja, weet jy, ja, nee, cool, ek was Sondag in kerk en ja, nice. En ek het eendag 'n Bybel gekry, ek moet hom gaan soek iewers, maar ja, ek het ook een. My naam staan voorin, jy weet, ek en Here is cool. Is dit nie weird hoe ons onsself wil regverdig baie keer, as ons weet, ek is besig om te honger na iets totally anders as wat God vir my gestoor het. As ek kyk na die feite van my lewe, as ek kyk waaraan ek my tyd spandeer, as ek kyk waaraan ek my geld spandeer, dan verklap dit wat vir my die belangrikste in die lewe is, en dit is nie wat reg is voor God se oë nie. En Jesus stel soos glad hier regtig wil. Hy soos, luister, daar gaan 'n tyd kom en weet jy wat, die tyd is inteendeel hier, wat God mense soek, wat hom in gees en in waarheid aanbid. Met ander woorde, jy hoef nie religious talk met my te hê nie, suster. God soek egte mense, reël mense. Wat met hulle hele wese, gees, siel en liggaam, God aanbid en hom najag. Wat honger en dors vir dit wat goed is in God se oë. Dis wie God soek. Moenie met praatjies kom nie. Is jy honger of nie vir die Here? Sy sê, Jesus, maar ek soek van hierdie. Ek wil nooit weer hierdie leemte voel nie. Ek wil nooit weer in hierdie put. En weet jy wat is die beste? Sy het gegaan met haar kruik om water te gaan haal. Die Bybel sê, en sy het haar kruik daar gelos. En teruggehardloop dorp toe. Die rede hoekom sy gekom het sy besef, dit is so onbelangrik, ek kan sonder die water gaan, maar ek kan nie meer sonder hom gaan nie. En sy het die hele dorp gaan vertel, en sy was een van die eerste sendelinge gewees, want die hele dorp het na Jesus toe, en ek dink dit is 'n amazing woordkeuse van Johannes, gestroom. Die hele dorp het na Jesus toe gestroom. En een keuse, om te honger en te dors vir dit wat reg is in God se oë, het die vrou se hele lewe verander. Die tweede rede waarom Jesus so spesifiek is dat ons moet honger en dors vir dit wat in sy oë reg is hy leer ons om nie te skik nie.
En skik is net 'n mooi Afrikaanse woord vir settle. Hy leer ons om nie te settle vir enigiets anders as wat reg is in sy oë nie. En hier is die heel eerste probleem met vertroue. Kom ons wees gou reël met mekaar. Vertrou jy regtig dat God jou diepste hartsverlange kan bevredig? Of settle jy gereeld vir tweede beste? Dis die uitnodiging van God, want die probleem met settle is, hoe meer jy iets eet, of hoe meer jy iets drink, hoe meer ontwikkel jy 'n aptyt vir dit. Die eerste keer wat 'n kind pampoen kry, dan stoot daai tong weer. Soek dit nie. Nou mamma en pappa weet pampoen is goed, want dit gee krulhare. En ek het obviously nie wortels geëet nie, want ek dra bron. Marius het ook die wortels geëet, nie? Ek het al gehoor van mense wat so honger is, dat hulle ertjies geëet het. Die probleem is, hoe meer jy iets inneem, hoe meer ontwikkel jy 'n aptyt vir dit. En soms is dit wat in God se oë nie goed is nie, is vir ons aanvanklik moeilik om te sluk. Dit is aanvanklik vir ons moeilik om aan deel te neem. Dit is aanvanklik vir ons moeilik om uit te voer. Maar hoe meer gereeld ons dit ignore, hoe meer ontwikkel ons 'n aptyt vir dit. En hoe makliker is dit om te settle vir dit wat nie goed is vir hom nie. En ek praat van die groot goed om oneties besigheid te doen, om al die groot goed. Maar ek praat ook van die klein goed. Ek praat van jou man of vrou ignore wanneer jy hulle eintlik gehoor het roep by die gang, maar jy is eintlik nog so 'n bietjie geïrriteerd met hulle, so jy maak asof jy nie kon hoor. Ons almal was al daar. Behalwe ek. Is net wat ek gehoor het van ander mense se huwelik. Ek praat van die goed in ons alledaagse lewe. My vrou het hierdie ding, ek moan baie by haar, sy is my confidant, sy is my bestie. En sy het hierdie ding wat sy my vra, wat my altyd irriteer, ek weet nie hoekom met my irriteer nie. Dit is altyd so 'n goeie vraag. Maar sy sal my kyk, sy is saam met my voltyds in die bediening, sy's 'n pastoor, maar sy is ook 'n verhoudingsterapeut. En sy het dit gekies voordat ons getroud was, so dit was nie as gevolg van my nie. Maar as ek iets vir haar sê, ek gaan deur hierdie ding, dan vra sy vir my, maar my engel, het jy daaroor gebid? Ek praat van hoe jy optree, selfs wanneer dit vir jou gevra word. Want hier is die realiteit. God beloof sy veiligheid vir ons en sy beskerming vir ons in Psalm 91, maar ons settle vir vrees. God beloof finansiële seën in Maleagi 3:10, maar ons settle vir ons werkgewer se voorsiening.
God beloof sy vrede in Filippense 4:6. Maar ons settle om eerder om oor alles te bid, wat die woord ons leer, om oor alles te mou. God beloof vir ons 'n lewe en dit in oorvloed in Johannes 10:10, maar ons settle vir ons wêreld se beperkte hulpbronne, in steede van die koninkryk se onbeperkte. God beloof dat ons hoef nie te bekommer oor wat ons aantrek nie. In Matteus 6, dan sê hy, kyk na die lelies in die veld. Salomo in al sy glorie was nie so mooi bekleed nie. Kyk na die mossies. Wie dink jy gee vir hulle kos? So waarom worry jy oor wat jy moet aantrek? Waarom worry jy oor wat jy moet eet? Maar ons settle vir die bekommernis oor wie in bewind is in ons land se regering. God beloof vir ons sy gees, maar dan settle ons vir tydelike nonsens. Inteendeel, ek sluit hiermee af. Efesiërs 5, vers 15 tot 20. Die opskrif in die Nuwe Lewende Vertaling is leef gees vervul. Wees dus baie versigtig hoe jy lewe. Moenie soos dwaase mense leef nie. Leef wys. Benut elke geskikte geleentheid, want ons lewe in slegte tye. Ek het vanoggend gemention, Prediker 4 sê, daar's niks, nie Prediker 4 nie, in Prediker Sondag, daar's niks nie onder die son nie. Mense bly mense nog deur al die eeue. Same but different. Ons lewe in slegte tye. Moenie ondeurdag optree nie, maar probeer uitvind wat God se wil is. Verder, moenie soveel wyn drink dat jy dronk word nie. Dit lei tot uitspattige gedrag. Nee, laat die Heilige Gees julle lewe volmaak en sing saam psalms en lofsange en geestelike liedere. Even in daai tyd as die mense te veel drink, dan sing almal saam. It's in your head, Rassie, Rassie. Hy sê, en sê dan van hom te sê, word eerder gevul met die Heilige Gees en sing dan lekker songs. Goed wat jou opbou. Laat Here sien. Sing en jubel met julle hele hart tot eer van die Here. Sê altyd in die naam van ons Here Jesus Christus, vir God die Vader, dankie vir alle dinge. Wat hierdie skrif ons leer is, ruil dit wat tydelik is vir dit wat ewig is. Sorry poppie. Ruil dit wat tydelik is vir dit wat ewig is. Ruil dit wat tydelik is vir dit wat ewig is. Voer jouself met dit wat ewig is, eerder as met dit wat tydelik is. Voer jouself met dit wat jou bevredig, met die perfekte wil van God, en dit wat vir sy oë reg is, as vir die nonsens wat die vyand vir jou hou, wat so aanloklik lyk, maar dit los jou honger. Kies. Wil jy honger en dors bly, of wil jy 'n vervulde lewe leef? Dit is eenvoudig. En terwyl ek voorberei, beleef ek so die Here sê, hier's mense vanaand, en daar kan jy jou oë toemaak vir dit. Daar kan jy, dit help jou baie keer net om mooi te luister, sonder dat jy my jou snaakse gesiggie sien. Maak jou oë toe. Ek weet, jy sit hier vanaand en jy is honger. Jy is dors. Daar's inteendeel, daar's 'n dringendheid in jou binneste. So honger is jy. Vir 'n beweging van God in jou lewe. Maar die vyand,
herinner jou gereeld dat jy's ook vuil. Dat jy's ook te moeg om iets vir God te doen. Dat jy's nog te hartseer en nog te bitter. Jy's nog te teleurgesteld. Jy's nog te alleen. Jy's nog te verlore. Maar die uitnodiging van God is, hou vanaand opsettel. En kom sit aan die tafel wat hy jou voorberei het. Want wat hy vir jou wil gee, gaan jou nie ontevrede los nie. Dit gaan jou nie honger los vir nog nie. In Lukas hoofstuk 15 lees ons van die verlore seun en hy het gesettel vir dit wat meer aanloklik lyk. En hy het tussen die varke opgeëindig. En dis presies wat die vyand vir jou wil hê. Is om te gaan soek en te gaan eet van dit wat net tydelik is. Maar hy gaan jou los tussen die varke. Maar daar's 'n pa wat wag. Hy staan op die stoep en hy kyk, hy wag vir sy seun en vir sy dogter om terug te kom. Om dit wat tydelik is te ruil vir dit wat ewig is. En dieselfde as vanoggend, ek gaan nie vra dat jy jou hand opsteek of wat jy opstaan of ietsie. Hierdie is 'n ding tussen jou en die Here. Jy gaan 'n baie sterk, pertinente rol in sy liggaam vervul. Dis waarvoor jy gaan ja sê. Dis waartoe God jou gaan roep. Wanneer God aan jou verskyn, beloof hy nie 'n vakansie nie, hy beloof altyd werk, want daar's mense wat gered moet word, daar's siele wat moet inkom, die koninkryk van God moet gebou word, maar hierdie werk gaan jou nie uitput nie, dis nie nog 'n ding op jou lys nie, inteendeel, dit gaan jou hongerte wegvat, dit gaan jou dors wegvat, dit gaan vir jou betekenis vir jou lewe gee, nie die tipe betekenis waar mense hande klap en waar jy gesien word en waar jou naam geken word nie, die tipe betekenis waar jy nie meer rondloop met 'n hongerte en 'n soeke en 'n verlange na iets wat tydelik is nie, maar waar jy rondloop gelukkig en vervuld en weet dat jy's 'n seun en jy's 'n dogter en jy het 'n plek in die huis van God en jy's besig om by te dra en te bou in die koninkryk van God. Dit is 'n vervulde lewe. Daarom leer Jesus ons soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, so dit wat reg is in sy oë en al die ander goed sal bygevoeg word in jou lewe. Net soos die verlore seun wat terugkom huis toe, kan ek persoonlik getuig dat my lewe maak slegs sin by die Vader. Jou huwelik kan slegs versterk by die Vader. Jou finansiële druk word slegs verlig by die Vader. Jou planne word God se planne slegs by die Vader. Jou lewe kry rigting slegs by die Vader. Thys, wil jy nie opkom nie? Asseblief. Jy kry ware erkenning slegs by die Vader. Jy kry ware lewe, ware vrede, ware vreugde slegs by die Vader. So hou op jou lewe vol prop van dinge wat jou net honger en teleurgesteld gaan los. En kom terug huis toe. Die Vader wag. Nie met 'n frons en 'n teleurgestelde skud van die kop nie. Met 'n feesmaal. En dit is so crazy vir my hoe die Vader 'n feesmaal hou. Nadat die kind geëet het van alles wat hom net honger gelos het.